Ek is nou nie seker hoe werk hierdie muis presies nie, Jurgen. Ek kan klik op rol. As ek wil teruggaan, Dan rol jy op. niks. Ja. Ja, mens kan net rol. Precies, ja. Ja, dat is so. Oh. Doen net. Alright. Nou ja, vriende, dis my voorreg om vir julle die baan te open vandag op hierdie vakansiedag. Wat se dag is dit? Jeugdag of nee, dis nie jeugdag nie. Nee, is menseregte dag. O. Nou ja, dis nou julle nie reg nie, maar voorreg om te luister of my voorreg om met julle te praat en julle reg om te luister. Ja, ek dink kom ons begin met 'n gebed en dan gaan ons 'n paar gedeeltes lees en dan gaan ek van daar af aan. Here, ons dankie dat U vir ons so 'n mooi dag gegee het, dat ons tussen mense kan wees wat vriendelik is en lag, en die natuur wat saam sing, en dat ons mag weet ons het rede om te mag sing, omdat hierdie wêreld ten diepste afstuur op 'n heerlike einde, ten spyte van soveel lelik wat daar is, dat U alles ten goeie laat meewerk, en dat ons U mag ken, wat beskik oor alles, beskik oor ons lewens, en dit deur ons Here Jesus doen vir ons ten goeie. Wil U ook dan hierdie naweek seën, en al die gesprekke en ook die praatjies en voordragte wat gelewer word, dat dit sal insink in ons harte. Praat ook nou met ons in hierdie sessie, verdiep ons en gee dat ons U beter sal leer ken. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Nou ja, vriende, ek dink ek gaan so vir 'n begin net so 3 verse lees, want in 'n sin is dit moeilik. Hulle het op 'n stadium vir Timoteus oor 'n sekere tema gevra. Nou, waar is jou vers? Toe het hy gesê ek het nie so seer 'n vers nie, maar ek het die hele Bybel. Maar dit kan nou 'n tipe, wat is die Afrikaans vir 'n cop-out? Ontwykingsstrategie wees, om nou maar net te sê ek het die Bybel, almal sê hulle die Bybel. Waar is jou tekste? Maar kom ons begin met 3 en dan duik ons van daar af in en dan sal ek hopelik dit vir julle kan duidelik maak hoekom die woord tog baie belangrik is. Ons gaan na Eksodus 24 vers 8 toe. Is Moses en die volk is nou daar by Sinaï. Die donderslae, die blitse, die wet word afgekondig en die wette wat daaruit voortvloei, en dan lees ons daar van die verbondsluiting by Sinaï, en ek wil 'n deel daaruit nou maar net vir julle spesifiek lees vanaf vers 8, miskien nou vanaf vers 7 af. Eksodus 34. Julle sal sien die tema wat aan my toevertrou is. Kies vir die rooi. Op die rekenaar lyk dit baie helder en beter. As julle nie glo nie, kan julle kom kyk. Maar ek sien dit so 'n bietjie dof daar, maar wat ek gevra is om met julle te hanteer is 'n Bybelse begronding vir allerlei soorte verhoudings. En ek nou spesifiek dan die genadeverbond wat dan al die ander verhoudings en verbonde waarby julle gaan kom die naweek vloei in 'n sin hieruit voort. Althans, dis soos ek dit nou verstaan het. En ek gaan dit dan maar net so vir julle 'n bietjie die paal vasstamp waarom julle nou gaan wentel en die implikasies daarvan vir verskillende soorte verhoudings gaan aflei, soos wat Dominee Emil en Dominee Attie ook met julle praat. So, julle hoor die woord, ons hoor hom baie in die kerk verbond, en in 'n sin is hy oorgebruik en onderwaardeer, so iets. Want
Hy word baie gebruik. Ek is nie so oortuig dat ons altyd die diepte van dit waardeer nie, maar kom ons begin dan net en lees 'n paar gedeeltes daaroor uit die woord uit. Eksodus 24 vers 7, en hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees, en hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van hierdie woorde. So daar's 'n verbond wat gesluit word by Sinaï, né? En nou gaan ons so 'n bietjie deur die skrif en ons blaai nou na Jeremia 31 toe. En dis maklik om dit te onthou, Jeremia 31 vers 31. Die verbond gaan nou voort, ons weet Israel wat baie keer ontrou is, later die konings en hulle die ballingskap dreig, en dit lyk of die verbond nie werk nie, of iets kom kort ten minste, en dan kom ons nou by daardie woorde van Jeremia 31 wat Hebreërs ook later aanhaal. 31 vers 31, kyk daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit, nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei, nie my verbond wat hulle verbreek het terwyl ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir julle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. En dan die derde en laaste deel wat ons nou gaan lees, om die lyn voor te neem van die verbond, en nou die nuwe verbond, en nou Matteus 26. Vers 27, nee, ekskuus 26. Ja, 26. Weer eens maklik om te onthou. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Nou daardie woord, wat daar as testament vertaal word, as jy hom sien waar hulle hom uit die Hebreëus uitkry van die Ou Testament, sou jy dit ook kon lees, want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. So, Sinaï, die verbond by Sinaï, later, na baie geskiedenis en wedervarings, Jeremia, gaan 'n nuwe verbond kom, en hier sê Christus in die nagmaal, dit is die nuwe verbond in my bloed. So, die woord is in die Bybel, net so terloops, partykeer sê mense oor 'n sekere woord soos drie eenheid, maar daar's nie so 'n woord in die Bybel nie, jy sien, julle lees dinge in, maar dit is nie noodwendig geldige kritiek nie, want as jy 'n woord kan sê wat jy gevestig het, om sin te maak van 'n klomp tekste in die Bybel, of 'n bepaalde konsep uit die Bybel uit, dan is dit geregverdig, en dan hoef iemand nie te sê, ja, maar dit staan nie daar nie, want die Bybel wil hê, jy moet al die tekste saam lees, en dis wat ons vanmôre in die eerste sessie in 'n sin ook gaan doen, maar ja, hier is die woord verbond, maar
Miskien moet ek maar net eers vir julle dan vra, en ek dink nie daar's nou 'n totaal verkeerde antwoord nie, tensy jy nou belaglik is, maar as julle, kom ons praat daaroor, wat hoor jy, wat verstaan jy onder die woord verbond? Wil iemand dalk probeer, ek wil hê 'n vrymoedigheid neem, dit is nie dat ek nou hier verwag het, gesofistikeerde doktersgraad antwoord. Hulle het 'n ooreenkoms tussen een en 'n ander. Ja. 'n Ooreenkoms sou 'n manier wees, dis 'n spesifieke ooreenkoms, maar jou aanvoeling is reg. Ek dink dis 'n manier om dit te sê. Nog iemand? 'n belofte. Daar's 'n baie sterk belofte komponent aan dit. So eintlik as ons nou hier saam dit gaan uitwerk, dink ek gaan ons by 'n mooi omvattende definisie kom, nie waar nie. Jou probleem is jy kan met die daar agter, ja? Dis 'n wettig bindende ooreenkoms. Hy's wettig bindend. En want die woord verbond word maklik so wyd gestel, of hy word daar word te min gesê of te veel daaroor, so jy moet nou iets kompak kry, maar al hierdie goed sou kon help om hom mooi neer te sit. Byvoorbeeld, as jy net sou sê dis 'n verhouding, dan is dit so wyd gestel, die een boek wat ek ook nou weer opgelees het vir julle, wat julle kan kry oor die verbond, Ryan McGraw, ek sal die titel vir julle later weer kry, hy sê daar op 'n stadium, hy sê die probleem, verhouding word so wyd gestel, dit onderskei nie wat is die verskil tussen jou verhouding met die Here en miskien met bondgenote en die verhouding met jou buurman se hond nie. Dis bietjie wyd om net te sê dis 'n verhouding. So jy moet hom bietjie meer invul, maar nog iemand dalk? Maar ek dink ons het al klaar wese vasgevat. Dis 'n ooreenkoms tussen God en die mens. Ja. Maar hy kan ook, Dawid het in Jonatan het byvoorbeeld ook 'n verbond gehad, maar ek dink dit sluit so, ek gaan so 'n bietjie vooruitloop, maar ek dink nie ek gaan julle lig vat nie, Dominee Attie, maar uit die verstaan van die verbond vloei al die ander verstande van die verbond. Dis 'n heerlike woord, dis 'n diep woord. Ek dink die maklikste manier as jy 'n analogie wil trek is waarskynlik dat jy dink aan 'n huweliksverbond, wat in 'n sin dan ook een is. Hy's enerzijds baie intiem, maar daar's ook 'n wetlike kant. En ek dink ons voel dit daaraan by die huwelik, as iemand sê, weet jy, wat is al hierdie wetlikheid nou nodig by hierdie huwelikseremonie? Hulle is mos nou by mekaar, dan voel 'n ou, hoekom wil hierdie goed teenoor mekaar opstel? Ek dink dit help vir ons om 'n intuïsie te kry, want soms gebeur dit ook dan in die teologie en die geloof, dat mense wil praat van die verhouding met die Here, en die oomblik as jy van die wet praat, dan sê hulle, wat se wet is dit? Ons is onder die genade. Maar hulle doen dit nie met hulle huweliksverbond. Nee, daar sit net die verhouding, jy weet, of daar's nie 'n wetlike kant nodig nie. Maar verbond maak dit vir jou duidelik dat jy 'n klomp goed kan kombineer as jy dit in die regte sin verstaan en in die regte bane hou. So ek gaan dan spesifiek die genadeverbond is vir my gevra. Nou eintlik gaan ons nou die lang dag aangaan, want ek gaan nou eers vir Dominee Attie en vir Franco moet vra, nou hoekom het julle vir my so gesê? Hoekom het julle nie net gesê begronding vir allerlei soorte verhoudings die verbond nie? Hoekom het julle gesê genadeverbond? Maar ek gaan dit net maar vooruitloop wat ek dink hulle sou sê. En ek gaan basies, vriende, iemand vra vir my eendag, hoekom het die dominee altyd 3 preke? Ek het nie net 3 punte hier nie, maar hoekom het die dominee dikwels net het hy 3 punte in sy boodskap? Toe sê ek vir hom nou maar uit die heup uit, man, ek vermoed is omdat die gemeente nie veel meer as 3 kan hanteer nie. Maar daar is iets aan 3 ook, maar hier is in elk geval meer as 3, net so verloops. Maar die Puriteine het blykbaar in die jare toe hulle nog bietjie gefokus het in die kerk, in 'n ander kultuur en konteks gehad het, dan die ouens, die buurman by sy buurman se tuinhekkie gestaan in die week, die dominee 32 punte in die preek gehad, dan sê hulle, wat is punt nommer 24 nou weer? Blykbaar. Maar dalk was dit ook maar net 3 punte, maar elke punt het 8 subpunte gehad, ek weet nie. Maar ek gaan so 4 of wat hoofpunte vir julle het met 'n paar subkategorieë, en ek sal die tyd dophou. Maar Dominee Attie het die fout gemaak om vir my baie tyd toe te deel, so ons sal maar kyk hoe gaan dit. Hy sal maar vir my tekens begin gee. Een van my dosente vertel toe hy
in die teologiese skool was, dan sit die seniors daar agter, dan sê hulle vir die ouetjie wat die eerste keer die boodskap gee, jong, as ons so maak, moet jy bietjie harder praat, en as ons so maak, moet jy weet, dit is heel wat harder wat jy moet praat, maar as ons so maak, moet jy weet, jy is heeltemal te sag. En die arme ouetjie gaan die eerste keer, maar hy bulder daar, dat die ander klasse kan hoor, en die ou sit hier voor, hy weet nie mooi wat aangaan nie, en toe hy agtertoe kyk, toe sien hy al die seniors sit so. Ek sal ook kyk of Hes daar agter op 'n stadium vir my een of ander teken gee, dan sal ek weet, dit is nou tyd. So, hulle het vir my die woord gegee van genadeverbond. Nou, ek wil dit net eers plot vir julle, om bietjie breër sin te maak, en nou gaan jy vra, waar kom hierdie woorde vandaan? Dis konsepte wat daar is om sin te maak van die hele Bybel. Want, julle weet self, hoe kry jy 'n greep, of wat daar staan? En dit was 'n manier in ons tradisie om 'n greep te kry, en dan wil ek spesifiek dan, dat jy net verstaan, waar kom genadeverbond vandaan, en gaan ons van daar verder. Nou, die teoloog het 3 basiese groot verbonde onderskei, sê hulle soos hulle die Bybel lees. Hulle het gepraat van die verlossingsverbond. Daar's ander woorde ook, ek kan julle nou besig hou met allerhande geleerde woorde, maar ek het maar gedink, dis die 3 wat ek vir julle wil gee. Dis vanuit die ewigheid, dis tussen die Vader en die Seun, om mense te kom red op aarde. Party praat van 'n vredesraad, en daar's Latynse woorde ook, soos die Pactum Solitus, maar hulle bedoel daarmee, dis tussen in God self, die ooreenkoms om mense te red, die Vader wat sy Seun gee, en die Seun wat bereid is, en dan die skepingsverbond, en dit is voor die sondeval. Hy noem dit die werkverbond, maar baie teoloë, ek en Kluis hou nie baie van die woord nie, want werkverbond suggereer, Adam is deur sy werke gered, en asof daar nie genade betrokke was nie, maar dit is wel iets anders as na die sondeval, en dit word so genoem. En dan kry jy nou, na die sondeval, die genadeverbond. En nou, in 'n sin moet jy hom in 2 deel, maar dan het ek dit eintlik nou weggegee, want ek wil nou eers vir julle vra, die nuwe verbond wat ons lees nou van die nuwe verbond ook, en nou hoor ons daar 'n genadeverbond. Die genadeverbond, is dit Ou Testament of Nuwe Testament? Wie sê so? Dis te maklik. Wie sê oud? Wie sê nie? Ek wil nie vasvra nie, maar kom ons loop dan vooruit saam. Hy's reg. Dis hoe die gereformeerde tradisie dit verstaan, en daar het jy al 'n eerste groot punt wat maklik later dan verskil met die mense wat groot doop. Want hulle lees die Jeremia wat ons gelees het, en hulle sê, dis eintlik die nuwe verbond, en dit is anders. Hulle sit die klem baie sterk op die verskil tussen Ou en Nuwe Testament. En daar is 'n verskil. En daarin is hulle reg as hulle partykeer sê, jy wil nou maar maak of alles nou maar net eenheid is, maar eintlik die radikaliteit van wat Christus gebring het, staan nie so sterk meer voorop nie. En as ons dit sou doen, dan sou hulle 'n punt beet hê. Maar dis belangrik om, ek sal daarna toe terugkom, dat ons sal besef, as ons van die genadeverbond praat, dan praat ons van Genesis 3 vers 15 af, regdeur tot einde van Openbaring. En dan gaan ons nou later vra, maar wat is die verband dan tussen die Ou en Nuwe Testament? Maar vir nou net belangrik, dat die genadeverbond, en ek gaan vir julle wys ook hoekom ons so sê, alreeds in die Ou Testament die genadeverbond is, al het hy 'n ander administrasie in die Ou Testament, is dit reeds, en dit is waaroor ons gaan praat, en dan wil ek maar sommer net vir julle sommer wys op waaroor teoloë baie keer praat. Ek het daar die name van Hoeksema en Kuyper wat op 'n stadium gesê het, maar die genadeverbond is eintlik dan 'n hoogtepunt as dit kom by die verlossing. Maar hulle het begin sê, maar suggereer dit nie iets in God as ons oor die genadeverbond nie, want ons reflekteer in
ons verhoudinge tot hom tog iets wat in homself is. Sê dit nie vir ons iets van die drie eenheid nie. En dan is daar nou ander teoloë wat sê, maar jy moet versigtig wees as jy nou verbond in die drie eenheid self praat, want God is een, hy het een wil, hy het nie drie wille nie, en dis hoekom hulle so bietjie ongemaklik is daarmee, maar hulle het ook iets weet, dat in God se wese, verbond is nie iets buite hom nie, hy is die God van die verbond, omdat ons glo iets daarvan vergestal tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees ook alreeds. Maar ek wil net deur hierdie skyfie vir julle net plot, as ons nou sê genadeverbond, daar is in die ewigheid die verlossingsverbond, en daar is voor die sondeval die skepingsverbond, maar van Genesis 3 vers 15 af, en dit is wat ons nou gaan gebruik om te sê, wat leer ons hieroor, wat uiteindelik rimpel-effekte het uit na allerhande ander verbonde wat ons ook mag hê. En hierdie dingetjie is te sensitief, ek wil kom, daar was my net 'n aanhaling, julle kan daarom dalk seker daar lees, Dr. Michael Horton het iets van hierdie van God het in sy wese ook iets van hierdie verbond vergestald, en ek wil maar net weer wat hy daar aanhaal, julle bewus maak hoe hy sê, wat in God self is, veroorsaak dat ons onsself beter verstaan, omdat ons na sy beeld geskape is, en as ons deel met hom in die verbond. Hy sê God se wese is verbondsmatig, Vader, Seun en Heilige Gees leef in 'n onophoudelike toewyding aan mekaar, en reik uit buite die godheid om 'n gemeenskap van skepsele te skape, wat kan dien as 'n reuse analogie van die godheid se verhoudinge. So, geskape na die beeld van God, die drie-enige God, is ons. Hoekom is ons so? Want ons vertoon sy beeld, van nature, uitgaande, ons is interafhanklike verhoudingsskeppers, wat ons self in ander vind, nie net in onsself nie. En dis 'n verskynsel, wat jy ook in jouself besef, nê. Iets van jou menswees, kan nie tot volle blom kom, sonder interaksie met ander nie. En as ons dan daaroor dink, Vader, Seun en Heilige Gees in die drie eenheid, wat mekaar se belange soek, en diensbaar is aan mekaar, en liefde vind in mekaar, dan verstaan ons iets daarvan, van wie ons God is. Anders as ons, ja? Kan jy dalk net gou vinnig verduidelik van jou belewenis daarvan toe jy in Amerika was, net om dit bietjie op die grond neer te sit? Dat jou verhoudings is afhanklik van die mense om jou. Ja, ek het vir Dominee Attie al gesê, ek het toe ek daar gaan studeer het gedink, al wat gebeur is, hierdie ouetjie word maar net verplaas Amerika toe, daar gat hy aan. Jy, amper soos die mannetjie wat die voetjies hardloop, jy sit hom nou net daar, dan gat hy aan. Maar, ek kom toe daar agter, maar daai ouetjie daar in Amerika is baie skraler as hierdie ouetjie. Want hulle ken my nie, en jy moet jouself nou eers daar binne die gemeenskap vestig, en hulle moet verstaan wie is jy, en wat is jou rol, en dies meer. En ek is nou nie by die dosente nie, maar ek is bietjie te oud vir die studente, en ek praat taal, en ek het 'n lekker aksent, hulle dink ek's dom, omdat ek nie goed Engels kan praat nie, al daai goed. Maar hulle is liefdevol, en ek kan niks daaroor kla nie, ek het net toe besef, wie ek is hier, het baie te maak met die mense om my ook. Hierdie ou is baie meer vol rond, as daai ouetjie wat in Amerika was. En ek vermoed, julle gaan dit ook so beleef, ek dink nie dis 'n unieke belewenis nie. Jy besef nie hoe maak ander mense jou, wie jy is nie. So jy vind jouself ook in ander, en dit neem ook tyd en dies meer. En, al wat nou net hierdeur sê is, maar iets van dit straal iets uit van wie ons God is, naamlik die drie enige God. En daarom, God het nie geskape omdat hy eensaam was nie, want Vader, Seun en Heilige Gees het 'n volledige blydskap gehad. Jy kan dit eerder so sien, dit is so vreugdevol, so vol dinamiese gemeenskap, dat die oorvloei daarvan beteken het, dat hy skape ander skepsele wat hulle kan intrek
in hierdie wonderlike lewe van egte gemeenskap. En daarom sê Horton, ons is nie net geskape en daarna eers 'n verbond gegee nie. Ons is geskape as verbondsmatige wesens, deelgenote. Natuurlik nie in die godheid nie. Dus die onderskeid tussen God en sy skepsele sal altyd daar wees, maar wel deel van die drama wat sou ontvou in die geskiedenis. En deel van daardie drama is dan nou die genadeverbond waaraan ons ook mag deel. So wat gaan ek met julle doen vandag verder? Ek gaan fokus op die genade van die genadeverbond en dan gaan ek fokus op die verbond van die genadeverbond en dan gaan ek kyk na die implikasies daarvan. Daar is nou nog so 3 punte basies wat oorbly met die subs. Vanmiddag kan jy gaan vra, wat is punt nommer 24 nou weer? So, genadeverbond, hoekom genadeverbond? En soos ek nou verduidelik het, ons sien 'n kontinuïteit. Die genadeverbond is die ou verbond en die nuwe verbond saam. En as jy nou vra vir my, nou maar hoekom sê ons die Ou Testament is al reeds genade? En dit is belangrik, want jy sal dit soms kry dat mense sê, in die Ou Testament is mense gered volgens hulle werke, in die Nuwe Testament volgens die geloof. As jy enigstens daaroor wonder, gaan lees gerus weer Romeine 4, en dan sal jy sien, Paulus baie duidelik daar maak, ook Abraham, het is deur die geloof, wat God hom tot geregtigheid gereken het. Maar kom ons gaan nou maar na die bekende gedeelte, maar wat ons maklik nou mis, Dominee Attie en Dominee Emiel is nou meer bekend met hierdie waarheid, maar ek dink tog dis belangrik dat julle dit ook weer hoor. As julle gaan na Exodus 20 vers 1. Het my en Dominee Attie se dosent het nog gedoen en ek het dit weer met Emiel ook gedoen. Ek dink hy sal ook nog onthou. Miskien ek het vergeet in die klas waar hy was, maar ons dosent Prof Roelof Maree het nog gesê, hy het 'n preek wat hy sê gemeente vanmôre is die teksvers waarop ons fokus, een woord, Exodus 20 vers 1, die eerste woord. Toe. Hoekom is dit belangrik om toe raak te lees in die wet van God in Exodus 20? Wanneer was toe? Voor of na hulle verlos is uit Egipte? Na. En dit spel reeds genade, nê? Nee? Met ander woorde, die Here het nie vir hulle gesê, hou nou die 10 gebooie eers oordentlik, en as ek sien, julle begin nou daarin slaag, dan sal ek besluit om julle uit Egipte land uit te lei. Nee, hy het hulle eers klaar gered, deur die Rooi See, en toe, sê vir hulle, die mense wat bevry is, so leef mense wat vry is. Daarom het een dominee wat boekie uitgegee het oor die 10 gebooie, sy opskrif van sy boekie se naam is Voorskrif vir Vryheid. So leef mense wat vry is. 'n Ander bekende term in die gereformeerde teologie wat hulle van praat is die 10 gebooie is die konkretisering van die liefdesgebod. Jy sal ook kan sê, dis die konkretisering van die vryheid wat God gebring het. Die 10 gebooie maak vryheid konkreet, die 10 gebooie maak liefde konkreet, maar belangrik, toe het hy dit gegee toe hy hulle klaar gered het. Met ander woorde, dis nie 'n voorwaarde wat hulle moet nakom sodat hy hulle sal red nie, en daarin hoor ons reeds die genade. En as Moses dan later na die goue kalf episode vir die Here vra, hy weet nie of hy kan sien nie, en jy weet, dis hier, sal die Here nog met hulle saamgaan, en hy sê, laat my tog u heerlikheid sien, en die Here sê vir my, kan nie my sien en bly lewe nie, maar hy openbaar toe tog iets van hom, self aan Moses op 'n besondere manier, en dan lees ons in Exodus 34 vers 6, en toe die Here by hom verbygaan het hy, let wel, nie Moses nie, die Here uitgeroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig
en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Nou, miskien net daarin, maar wat is die eerste woorde, as Moses hierdie besondere aanskouing het van God? Wat is die eerste woorde wat hy uitspreek? Here, nie Moses nie, dis eintlik die Here wat dit vir hom uitspreek. Here, Here, barmhartig, genadig. Dis die eerste woorde. Is dit hoe jy oor God dink? En dis Ou Testament. En dis belangrik dat ons dit sal raak sien, omdat mense hierdie idee het wat hulle die ou God van die Ou Testament wil afspeel teen die God van die Nuwe Testament. Ou Testament, eerste woorde, Here, Here, barmhartig en genadig. Dit is ook woorde wat dikwels saamgaan met die verbondsverhouding. Dis die goeie nuus. Dis hoekom die genadeverbond reeds in die Ou Testament daar is, en dat ons dit sal waardeer. Ja, daar is ook 'n onderskeid wat kom in die nuwe verbond. Ons het dit gelees by Jeremia 31, en Hebreërs gaan baie diep daarop in, en daar's 'n definitiewe radikale breek, kom ons doen nie meer die offers nie, al die seremoniële handelinge is vervul in Christus, so daar is definitief 'n onderskeid ook, maar jy moet nie toelaat dat die onderskeid veroorsaak dat jy dit mis, dat die hele Ou Testament vol genade is nie. En dan bring dit dan die vraag na vore, maar wat is dan die verband tussen die Ou en die Nuwe Testament? En dan is die antwoord soos reeds begin suggereer, dis nie werke in die Ou Testament en nou genade nie. Dit is beter om te sê, die verbandskap tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament is genade en nou nog meer genade. Oorvloedige. Dit sou 'n beter manier wees. Dit ontvou na Christus toe, maar die Ou Testament is reeds vol daarvan, en nou veral, as ons nou in Christus teruggaan om die Ou Testament te lees, dan lees jy dit in Christus met 'n verdere diepgang, en daarom, maar voor ek daarby kom net, julle weet dan die woorde, bekende woorde van Johannes 1 vers 16 en 7, sê, uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Wat beteken dit? Aan die een kant kan jy sê, dis maar soos die golwe van die see, dis die een genade op die ander, en dit is so in ons lewens. Maar net die volgende versie sê, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek verstaan dit so, hy sê, die genade was in die wet van Moses alreeds daar. En nou kom nog genade, nog groter, heerliker, dieper in Christus. Nou werk my wielietjie weer nie, hier gaan ek het ongelukkig verkeerde ding gedruk. Ek skuif hom net op daai. So daar gaan hy nou weer. Goed? Dit is sensitief. En daarom het ek nou die dag raak gelees en dit vir die studente ook gedeel in 'n kommentaar op Numeri van Gordon Wenham. Sê hy maak 'n bepaalde toepassing en dan sê hy, om iets hiervan te illustreer, hierdie nuwe verbondsdimensie, as jy nou na die Ou Testament gaan, in gedeeltes soos die priesterlike seën in Numeri 6, hierdie nuwe verbondsdimensie gee 'n bykomende diepte aan 'n gebed, wat in sy Ou Testamentiese opset reeds buitengewoon betekenisvol was. Hy's reeds buitengewoon betekenisvol, dis reeds deel van die genadeverbond. Nou lees jy dit in Christus, jy het die regte sleutel, nou het jy 'n volle Bybel wat lewe, nie net die Nuwe Testament nie. Nou hoekom is dit belangrik, vriende? Sodat ons die hele Bybel as 'n boek van die genadeverbond kan lees, en want dit is presies hier wat die liberalisme al klaar 'n groot breek veroorsaak het. Dis deel wat moet regkom in hierdie land. Mense het baie keer 'n Christendom en 'n geestelikheid wat so swewe, en dit klink vreeslik heilig, maar hulle het nie raad met die Ou Testament nie. Ek kan baie kerke aan dink wat hulle bittermin uit die Ou Testament preek, want hulle is verleë daaroor, want hulle het nie hierdie omvattende benadering tot die skrif nie,
Wat is die liberalisme? Gresham Machen het gesê, dit gaan daaroor, hulle sê, dit gaan oor die vaderskap van God en die broederskap van alle mense. God is vader van almal, en almal is broeders en susters, en ja, ons weet nie mooi wat nou te maak met Christus se kruis nie, want jy sien, ons moet die woord sonde dan begin gebruik. En dit is ongelukkig deel van ons uitdagings en wat ons moet aanspreek. En 'n verdere kenmerk van liberalisme is, hulle sê, wat is julle met al hierdie goed besig en gehoorsame goed? Al wat tel is jou innerlike. Nou sit die kerke vol jong mense wat saam woon, want al wat tel is hulle innerlike en hulle bedoeling. En dis waar ons uitkom met hierdie ding van, dis net jou innerlike wat tel, en kyk, hulle is gelukkig, en is dit vir hulle werk. Die gesinskonsep is 'n konstruk van die 20ste eeu, en nou het ons vandag spermbanke en surrogaat moederskap en al sulke dinge wat die tegnologie nodig maak. Dit is 'n uitgediende 20ste eeuse konsep, en julle klomp plebs wat nou nog daarmee werk, sal seker eendag bykom, maar intussen sal ons julle verdra. Secret smile. Iets daarvan. En verdere kenmerk van liberalisme, ons is klaar met die Ou Testament. Want Christus het nou gekom, maar eintlik sluit dit by 'n ou dwaalleer aan van Marcion, die God van die Ou Testament. So jy het nie 'n hele Bybel wat jy kan waardeer en met waardering lees nie. En dis deel van hoekom ons val in die hande dan van ander sieninge en sosiale dogmas, want dit is 'n tipe sosiale dogma. Iemand sê nou die dag, dit lyk vir hom, sekere mense wil Christene wees solank hy die sosiale dogma van die dag kan saamneem, want dit gee vir hom beskerming. Maar hulle voel 'n bietjie blootgestel as die sosiale dogma van die dag. En hy sê toe, maar dis 'n vorm van godsdienstvermenging. Ons spreek ander volkere aan en sê vir hulle, julle is besig met godsdienstvermenging. En wat is hierdie anders as dit? So, dis belangrik dat ons dit sal weet, want uiteindelik, vriende, is daar net twee soorte mense, die wat dogma het en dit weet, en die wat dogma het en dit nie weet. So, wat probeer ons dan met vandag ook hier vir julle mee help, is dat jy sal weet, wat is jou lering van die skrif, en jy weet dit, en jy weet hoekom jy dit kan verdedig, dat jy 'n volle Bybel het om te lees. En dat ons dan die hele Bybel sal ontvouend lees in Christus, en ek gaan later dan vir julle sê, wat beteken daardie woord quadriga, dis maar net 'n manier wat jy die probeer om die maksimum uit die skrif te haal, en dis 'n manier wat dominees bewustelik en onbewustelik ook gebruik as hulle preek, om vir jou te help om die maksimum uit die woord uit te haal vir jou tyd, onder leiding van sy Gees in Christus. So ons het gepraat nou oor die genade van hierdie genadeverbond. Hy's vol genade reeds in die Ou Testament, dis in Christus nog soveel te meer. Julle weet hoe begin Paulus sy briewe in die Ou Testament, in Nuwe Testament telkens, genade vir julle in vrede. En nou fokus ons op die verbond van die genadeverbond. Nou, ons het so bietjie gepraat net nou al oor die definisie, hy kan te wyd wees, sê McGraw, daar's die boekie wat julle kan aanskaf, hy's eenvoudig geskrywe, nie redelik kort, ek dink nie hy so langer as 130 bladsye nie. As jy sou belangstel, en jy gaan natuurlik so 'n bietjie met die Engels dalk moet worstel, want daar's nou terme wat voorkom wat jy nie elke dag gebruik nie, maar ek dink vir baie van julle gaan dit van waarde wees, vir my is dit ook. Hy sê, daar het ek nou gesê van die verhouding, as jy op te wyd formuleer, maar jy kan hom op te nou formuleer, en dan gee jy 'n voorbeeld van 'n gerekende teoloog, en hy sê, jy moet vir hom so formuleer, dat jy nie net die verbond tussen ons en God daarmee betrek nie, maar ook huwelik, Dawid se verbond met Jonathan, ek het sommer bygevoeg ook, ons lees al in Genesis van die bondgenote
van Abraham. So terloops, ek dink Dominee Attie, dis een van die dinge wat ons kan sê ook hoekom koalisiepolitiek vandag sal bly. Want koalisiepolitiek wil met mekaar bande hê, maar hulle het nie 'n verbond wat hulle regtig bind nie. So as daar regtig stremming kom, gaan hulle maklik uit mekaar uitspat. Om 'n bondgenoot te hê is bietjie op 'n volgende vlak. Ons hoor baie vandag jy moet netwerk en jou kontakte uitbrei, maar as jy nie 'n bondgenootskap het nie, gaan daardie ding nie hou as daar regtig uitdagings kom nie. Nou, McGraw, hy verkies 'n ouer teoloog met die naam van Patrick Gillespie, se definisie is 'n ooreenkoms wat 2 of meer partye bind deur, en julle het van die goed gesê, so eintlik is julle is op die vlak hier van 'n gerekende teoloog, bind deur beloftes, voorwaardes en sanksies, as dit verbreek word. Daar's ook gevolge. Daar's gevolge. Nie net in die Ou Testament. Dis 'n eed voor God met spesiale verpligtinge en dit suggereer 'n baie intieme verbintenis. Dis die nouste vorm van verhouding en gemeenskap waarin jy jou kan begeef. Nou as iemand sê ek het 'n ander woord daaroor, sê vir ons wat is jou woord? Maar die uitdaging sal wees jy moet dan kan aantoon, dis die mees intieme, gerekende, wonderbare verhouding wat jy jouself op aarde kan voorstel. En as jy dan so 'n ander woord kry, dan sê ongeveer dis wat ons daarmee bedoel. So alle definisies skiet in 'n sin te kort. Ek het sommer ook bronne gebruik om ietsie saam te stel, maar net om dit anders te laat klink op, dat jy besef die woord verbond moet nie vir jou 'n ou argaïese woord wees nie. Dit moet daardie woord wees wat hierdie wonderlikste dinge in jou lewe beskryf. Is nie 'n blote kontrak nie, is 'n eedgebaseerde viering van verbintenis in die geslagte. Dis die ander ding, hier's kindertjies ook hierso. Die verbond bind ons nie net met God nie, maar ook met mekaar. En dit gaan oor God se ongetemde belofte om ons in Christus en deur die Gees konkreet lief te hê. En ons plegtige belofte, miskien kan ons byvoeg, wakker gemaak deur sy Gees, om daardie liefde te onthou en uit te leef. Dit beteken definitiewe seën of tugtiging wat straf kan word vir die wat hierdie verbond volhardend verwerp, maar dit beteken ook die grootste dans van die heelal vir die wat die verbond hou in die krag van sy Gees, waar elke tree vreugde en die musiek genade is. En ons verbonde met mekaar vloei voort vanuit hierdie genade verbond met God. Anderster is ons maar net hier horisontaal besig. So ons is hier besig om net weer te sê, en dis seker hierdie sessie se bedoeling, om konkreet te grond vertikaal, en dit mooi voor oor te hê, dat ons later dan kan vra, wat is die implikasies ook horisontaal. Is dit belangrik, iemand sê, waarom sou dit nou waarde hê? Ek wil 'n paar implikasies dan maar net vir julle uitspel. Dit het 'n invloed hoe jy die Bybel as 'n verbondsboek waardeer en eer. As 'n eenheid, dat jy die hele Bybel kan lees as iets wat gloei in jou hande, dis die verbondsboek, wat ook vir die 21ste eeu volle relevantie het, is deur God geïnspireer, Ou en Nuwe Testament. En as jy vir my vra, ek het maar net daar gesê, die bekende kommentator Matthew Henry, is vir my 'n goeie voorbeeld van iemand wat ek vir julle kan aanbeveel. Hy help my ook. Party teoloog kyk neer op hom. Hy het geskryf met die oog op die voetvolk, maar hy doen dit wat ek nou vir julle gesê het, om die hele Bybel as 'n, eintlik is hy dood toe hy het begin, toe hy 40 ongeveer was, en 50 is hy oorlede, toe het hy gekom alreeds tot by Handelinge, dink ek. En toe het sy kollegas as 'n groep die tradisie voortgesit tot die einde van Openbaring, en dit was hier, as ek reg onthou,
is dit 1700 se begin. Nou lees ek hom en ek voel ek word gevoed en dit help my om God se woord beter te verstaan. Dit is gratis beskikbaar, daar selfs toepassings van sy kommentare. So as jy wil vra maar hoe lyk dit in die praktyk as iemand so die Bybel lees? Wat ek maar net gedink ek wil dit vir julle noem, julle kan na die tyd vir my vra weer as julle dit wil nagaan en by hom raad kry hoe om 'n sekere stuk te verstaan. Ek dink hy's 'n goeie voorbeeld van hoe dit gedoen word. En byvoorbeeld dan, kom ons vat 'n gedeelte soos Psalm 119 wat liries is oor die wet van God. Want jy kan weer vir sekere groepe vra, ons is nou net aan die genade, sê goed, ek wil graag hoor, hoe preek julle dominee Psalm 119? Nou nie alles op een slag nie, maar 8 verse op 'n slag, dan kan jy lekker reeksie maak van 3-24 weke dominee Hartie. Daar is jou preekrooster vir die jaar. Vir die aand. Maar jy kan, as jy 'n ou soos 'n man soos Matthew Henry byvoorbeeld gebruik om een voorbeeld, daar's baie ander wonderlike bronne ook. Hoe jy dit as deel van die genadeverbond lees, weliswaar in die Ou Testament, maar nou in die lig van Christus en hoe dit die verbond vir jou verdiep in jou verhouding met die Here. So, dit het die effek hoe jy die Bybel lees. Ek het die woord net nou daar gebruik van die quadriga, dit was maar net 'n ou manier van lees, wat hulle basies gevra het, en jy kan dit gebruik in jou Bybelstudie ook, as jy die Bybel lees, wat staan hierso letterlik? In die omgewing van die ander tekste, wat is die konteks, wat staan hierso? Tweede vraag, op watter manier leer ek iets van Christus in hierdie gedeelte? Volgende vraag, waartoe roep God my op in hierdie gedeelte? Waartoe roep hy my op? Wat uiteindelik neerkom op liefde vir God of liefde vir my naaste? Iets wat ek moet opneem of iets wat ek moet aflê? En derdens, hoe wys hierdie ding heen na die nuwe Jerusalem? En hoe het die nuwe Jerusalem alreeds waar geword in hierdie gedeelte? So, dit kom daarop neer dat jy vra wat is die letterlike betekenis en dan die ander 3 vrae te doen met geloof, hoop en liefde. En hulle het gesê die Bybel is 'n geheel, so in die lig van die geheel lees jy dan daardie gedeelte. Nou kry jy baie moderne teoloë wat vandag sê, sien, wat julle nou doen is, jy kom nou weer met 'n ou dwaling en jy sê vir die jong mense, hulle moet nou Christus indwing in 'n teks daar in die Ou Testament waar hy nie staan nie. En as die eenvoudige antwoord, dis presies wat ek doen. En punt nommer 2, ek aanvaar die Bybel as 'n geheel. En Christus is die ontknoping. So as ek in die lig van die ontknoping dit weer daar gaan sien, dan is ek getrou om dit te doen. En die Nuwe Testament, as jy kyk hoe hulle die Ou Testament lees, het hulle dit ook so gedoen. En ons doen dit in elk geval met enige werk. Kom ons sê jy het 'n speurverhaal wat jy lees. Nou lees jy en jy wonder hierso wie is die moordenaar en hoe gaan die ding? En jy is gefassineer en dan kom jy ontsluiting en jy sê, dis hoe dit is. En as jy die boek weer gaan lees, as jy, hulle het allerlei wenke vooraf al in die vorige hoofstukke ingesit. Maar ek het dit nie weer gesien nie, maar nou kan ek weer om gaan lees. En nou sien ek hoe daar goed ingebou was wat al die pad daar staan, maar in die lig van die ontknoping kan ek hom nou met nuwe genot weer lees. Iets daarvan is maar 'n analogie om te verstaan hoekom ons dan sê, maar ons maak nie daarvoor verskoning nie. As Christus natuurlik die sentrum is, maar ek glo dis vir ons almal nie 'n vreeslike krisispunt om uit te sorteer. So dit het effek hoe jy jou Bybel lees as 'n verbondsboek en verder hoe jy bepaalde konsepte saam kan bedink as jy oor verbond praat, want as jy dan in terme van die verbond dink, en soos ek gesê, die huwelik is dalk jou eerste manier om te sien hoekom dit soveel sin maak, dan hoef jy nie genade teenoor gehoorsaamheid op te stel in die Bybel nie. Is dit hierdie nou genade kwessie of is dit 'n gehoorsaamheidskwessie? Of selfs individu of groep, die verbond sluit jou as individu met God in, maar saam met ander het jy ook deel aan dieselfde verbond. So die verbond help jou om enerzijds as individu voor God te staan, maar terselfdertyd ook te besef, jy is nou nie net hier op jou eie eiland nie,
Jy is saam ook in die verbond met God. So dit help jou daarmee, die individu en die groep, en dit help jou ook, gaan dit nou hier oor liefde of gaan dit oor God se wet? Nou ek dink Christus het daar dit duidelik gemaak, toe hy die 10 gebooie vir hom vra, wat is die groot gebod in die wet, en hy som dit op in 2 liefdesgebooie. En daardeur sê hy vir ons, en hy daag ons natuurlik ook uit, as jy werk met God se wet, is dit vir jou net 'n klomp abstrakte droë beginsels, of is dit vir jou begeleiding oor hoe jy liefde verstaan? Want dis hoe hy dit interpreteer, en dit kan wees dat jy so wetties daarmee omgaan, dat jy nie die liefde meer daarin raak sien nie. Dan moet jy so ook dit ter harte neem. Maar omgekeerd geld dit ook. As mense sê vandag liefde, 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 dan kan jy basies dit as 'n bufferplakker nou gebruik. Luister, die 10 gebooie is die konkretisering van die liefdesgebod. Dis die konkrete van hoe liefde konkreet word. In hierdie verbondsbenadering help vir jou dat jy die goed nie uit mekaar uithaal nie. Dit het ook 'n groot invloed oor hoe jy mense sien. Want as mense in 'n verbond met God is, mense is alreeds na die beeld van God geskape, maar daardie beeld kom eers tot sy ontplooiing as jy in die lewende verbond met God is. Maar dit het 'n effek ook hoe jy ander mense benader. Oor die algemeen alreeds, C.S. Lewis het gesê, onthou, jy kry geen gewone sterfling nie. Want elke mens is of op pad hemel toe om 'n heerlike wese te wees wat jy jou nie eers nou kan indink nie. As jy daardie persoon sal sien vanuit die ewigheid nou, sê hy, sal jy byna in die versoeking wees om voor hulle op jou knie te val. Of aan die ander kant so afgryslike wese as wat jy nou nie eens in jou nagmerries teenkom nie. Dis die 2 opsies. 'n Gewone sterfling bestaan nie, sê hy. Hy sê daarom moet jy weet as jy met ander mense werk, jy is besig met 'n ewigheidswese te werk. En dan soveel te meer met jou medegelowiges wat sê ek staan in die verbond met God. Hulle word verander na die beeld van Christus. Christus sê selfs, of Hebreërs sê oor hom, daarom skaam hy hom nie om ons broeders te noem nie. Broeders. Nie wat jy so goed is nie, wat hy van jou maak. Petrus sê, julle deelgenote geword, deelgenote van die goddelike natuur. Jy is besig om verander te word na die beeld van Christus toe. Dis die mense wat om jou sit. Dis die mense wat ook in hierdie verbond met God is. So ek hoop julle hoor iets en verstaan iets van hoekom die woord so kragtig is, as jy besef, jy is hierdie naweek saam met mense wat in hierdie proses is. Dit het die effek op jou siening van verbondstrukture. Hierdie verbond, want nou is daar verbondstrukture, naamlik jou persoonlike verbond met God, maar in die gesin, die Here werk met gesinne, sien ons dan Ou Testament, Nuwe Testament, en die gesinne kom saam in 'n gemeente, en daar gemeentes in 'n bepaalde gebied het ernstig met God opneem, kry jy 'n gemeenskap, en as dit regtig uitkring, dan kom ons later by 'n gemeenskap van gemeenskappe, wat in verbond met God lewe. Daar het rukkie terug 'n boek verskyn, ek het nou die titel, die naam vir die oomblik vergeet, maar julle kan dit vinnig opsoek. Maar die titel is Confessional Counties. En hy kom daarop neer, maar ons moet, die Christendom het weggeraak oor die wêreld, en die manier om dit terug te neem is om gemeenskap vir gemeenskap weer dit te kry dat gemeenskap in 'n verbond met God is. 'n mini-Christendom praat hy van. En hoe kan ons daaraan meewerk? En ek dink iets van wat Dominee Attie en Emiel gaan oor praat, gaan in daardie rigting praat. So, wat is dan die visie? Net sien of dit my laaste woord is, lyk so. Hoe verander die wêreld? Een verbondeling op 'n slag. As jy dit bietjie weier wil laat kring, een verbondsgesin op 'n slag. Een verbondsgemeente op 'n slag. Een verbondsgemeenskap
op 'n slag, een verbondsgemeenskap van gemeenskappe op 'n slag. Dominee Attie wat my onlangs nogal uitgedaag het, was 'n gesprek wat hulle gehad het met daardie bekende Indiër wat by Francis Schaeffer hulle se denkskool geleer het en 'n paar boeke al geskryf het, Vishal Mengalwadi, en hy reken, jy kry, hy praat nou in Engels, ons moet dit nou oorvertaal na Afrikaans, hy het nou in Engels gesê, jy kry 'n nation vir God en 'n big nation. En sy punt is, hy sê 'n big nation is 'n gemeenskap van gemeenskappe wat baie wissel, maar hulle almal deel dieselfde middelaar en dieselfde wet van God. So in ons taal sou hy waarskynlik dan gesê het, Suid-Afrika kan, selfs as jy die ander volkere bytrek, 'n big nation wees, 'n verbondsgemeenskap van verbondsgemeenskappe. Dis die visie. Maar dit begin nie daar by die verpunt nie, dit gebeur by my en jou wat in 'n eerlike verbond met God lewe en verbondsgesinne in 'n verbondsgemeente wat hopelik dan verbondsgemeenskap kan word, waar hierdie egtheid, hierdie besondere verhouding met die lewende God in sy hoogste registers, waar kan wees dat die Bybel vir ons 'n lewende boek is in die 21ste eeu. Nou moet ek net weer teruggaan na wat was die woord in die begin? Bybelse begronding vir allerlei soorte verhoudings, die begronding in die genadeverbond. Ek hoop iets van hierdie hoekpaal wat dan ingeslaan is, help ons oor die res van die naweek, ook as ons dan oor ander verhoudinge vanuit hierdie baken dink. Dankie, kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie dat die lewende verhouding met U in Christus Jesus onse Here, deur die krag van U Gees, eg en waar is. Ons dankie vir U woord, wat mag gloei in ons hande, omdat U Gees steeds daardeur werk en dat die hele Bybel in Christus gelees kan word vir ons tyd. En ons bid dan ook vir ons land en ons Afrikaners in die besonder, dat ons daarna sal soek hoe ons weer bakens kan oprig van lewende verbondsgemeenskap met U, en die wêreld ook kan sien hoe dit lyk, waar U verbondseëninge werksaam is. Wil U ook hierdie naweek gebruik, om ons elkeen weer te vestig in ons verhouding met U, en tot U, wil U ons ook visie gee van wat nodig is in ons gemeenskappe, in die wonderlike temas wat nog behandel gaan word. Werk in ons, Here, werk met ons, werk deur ons. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ja, ek sê baie dankie vir Prof Alwyn. Ek dink dat mense die genadeverbond hoor in die kerk. Mense wonder altyd, wat gaan hulle nou nog sê? Wat gaan mense nog sê van die genadeverbond? Maar ek dink hierdie was ongelooflike uiteensetting, wat ons idee was ook vir die naweek, is dat mense net wegspring in 'n rigting en net goeders doen nie, maar sonder om te weet waarvan en waaruit dit alles gaan kom en die krag waarvan dit gaan kom. En ek hoop dit was goed vir julle ook. Ek wil graag hoor as daar enige vrae. Ek dink voel vry om te vra besprekings. Ek wil hê dat mense die naweek, ons is hier saam klomp, 'n nuwe generasie, nie 'n nuwe generasie, dis 'n nuwe generasie. Dit is 'n nuwe generasie, maar nie 'n anderste generasie nie. Ek dink dit is 'n generasie wat wil bou op fondamente wat gelê is. So ek moedig julle aan met mekaar ook in die gesprekke ook. Ja, dit is altyd lekker om bietjie oor lekker idees te gesels. Ja. So net onder reëlings nou,
geen vrae nie, nee, as julle reg van hou. Maar nee, so. Emiel, doen jy altyd enigiets om by te voeg, af te sluit? Dan sal ons woord nog sê. Maar nee, dankie Prof Alwyn. Goeie opval vir wat voor lê. Ja, en dit was so ongelooflik. Dankie Prof.